Ons het verlede Sondag die voorreg gehad om die opstanding van Jesus uit die dood te herdenk. En dit is seker vir ons die belangrikste geleentheid in die kerklike jaar, omdat as Jesus nie opgestaan het uit die dood nie, dan beteken dit alles wat hy gesê het en hy gedoen het, was leuns. Maar daar is soveel bewyse dat hy opgestaan het, ons kan geen twyfel hê daaroor nie. Jesus lewe, hy die dood oorwin, en ons kan saam met hom lewe. Wat 'n voorreg. Ons gaan vanoggend uit Matteus 26 lees, maar ek gaan nie nou dadelik daaruit lees nie. Ek begin eers net so 'n bietjie gesels. Maar jy kan so lank daar oopmaak. Jesus het die aand voor sy kruisiging saam met sy disippels die Pasga maaltyd geëet. Die Pasga is 'n feesmaal wat hulle moes gebruik in opdrag van God om hulle bevryding uit Egipte, uit die slawerny daar te herdenk. En hulle moes dit elke jaar doen. En groot getalle Israeliete het jaarliks opgegaan na Jerusalem om saam dan die Pasga te gebruik en die Paasfees te herdenk. Paasfees, afgelei van die Engelse woord Passover, die Hebreëse naam is Pesach, en dit is dat die doodsengel op daardie nag deur Egipte gegaan het, en alle huise wat nie beskerm was met die bloed van 'n lam, is die eersgeborene dood. So ons noem dit Paasfees na aanleiding van Passover, gaan verby. Die doodsengel het verby sekere huise gegaan. Maar Jesus gebruik hierdie aand om aan die Pasga ete 'n nuwe betekenis te gee, en hy noem dit die nagmaal, omdat hulle dit laat in die aand eet. Dit was al in die nag en is 'n maaltyd in die nag, so jy kan agterkom waar die naam nagmaal vandaan kom. En dit is 'n nuwe sakrament wat Jesus instel. Sakrament is afgelei van 'n Latynse woord, sacer, wat heilig beteken. 'n Spesiale opdrag wat Jesus gegee het, om te sê, elke slag as julle dit doen, dan moet julle dink aan my. En ons het in ons kerk 2 sakramente, die doop en die nagmaal, spesiale opdragte wat Jesus vir ons gegee het, wat vir ons herinner dat ons op 'n baie besondere manier aan hom verbind is. Nou as hulle dan die nagmaal of die Pasga gebruik, dan gee Jesus aan die brood en die wyn wat hulle gebruik nuwe betekenisse. En nou lees ons Matteus 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. So wat sê Jesus? My bloed bring vir julle vergifnis van sonde. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nou elke keer as ons nagmaal gebruik en ons eet van die brood en ons drink van die wyn, dan moet ons dink aan Jesus, wie se liggaam daar aan die kruis op Golgotha vir ons vernietig is, gebreek is. En elke keer as ons van die wyn drink, dan moet ons dink aan Jesus se bloed wat daar aan die kruis weggebloei het. Hy het homself leeggebloei totdat hy dood was, om vir ons sonde te betaal, om ons skoon te was met sy bloed, om ons vry te maak van sonde. Nou die eerste gelowiges het verstaan dat as ons nagmaal gebruik, dan is dit nie werklik
die liggaam van Jesus en werklik die bloed van Jesus nie, dit is simbole. Die brood en die wyn is simbole wat Jesus se liggaam en sy bloed verteenwoordig. Hier verskil ons byvoorbeeld van die Rooms-Katolieke Kerk, wat sê die oomblik as die priester oor daai broodjie en daai wyn gebid het, dan is dit werklik fisies die liggaam en die bloed van Jesus. En daar moes hulle baie erg, daar moet nie iets per abuis op die grond val nie. Maar nee, dit is simbole, dit verteenwoordig Jesus se liggaam. So die eet van die brood en die drink van die wyn moet ons herinner aan die offer wat Jesus vir ons gebring het. Nou as 'n mens na Handelinge gaan, dan sien 'n mens dat in die vroeë kerk was die opgewondenheid onder die Christene oor hulle verlossing in Jesus en hulle baie spesiale verhouding met Jesus so geweldig groot, dat hulle daagliks die nagmaal gebruik het. Vir een of ander rede het ons afgeskaal en gebruik het so 1 keer in 2-3 maande, wat eintlik te min is. Ons lees in Handelinge 2 dat hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en dan van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Soos 'n mens nou na Bybelkommentare gaan kyk of ook soos die Bybel verklaar, dan wil hulle sê die liefdesmaaltyd wat in die tyd van die apostels en daarna gebruik is, het saamgegaan met die viering van die nagmaal. So hulle is redelik oortuig dat hierdie gemeenskaplike maaltyd ook die nagmaal ingesluit het. Nou later kom daar by ongelowiges in die omgewing waar Christene is 'n misverstand oor die implikasie en die betekenis van die nagmaal. Want die Christene was so 'n bietjie geheimsinnig. Hulle het hulle 'n bietjie eenkant gehou van die ander mense. En nou hoor hierdie mense snaakse goede. En dit gee aanleiding tot 'n baie groot misverstand wat vir die Christene baie groot probleme veroorsaak het. Het u geweet dat die nagmaal, die gebruik van die nagmaal, het klaarblyklik bygedra tot Christenvervolging? Nou kan my sê, maar hoe kan dit wees? Wat was die misverstand? Hulle het gehoor dat as hierdie mense bymekaar kom, dan eet hulle mensvleis en nog erger, hulle drink bloed en dit is daarom te erg. So hulle eet gereeld mensvleis, hulle drink bloed en dit is iets alles verskriklik. En hoe kan jy mensvreterry toelaat? Kannibalisme, dis ongehoord. En dit het definitief bygedra tot Christenvervolging. 'n Totale misverstand, omdat hulle nie verstaan het as daar gepraat word van ons eet Jesus se liggaam en ons eet, drink sy bloed, dat dit simbole is, brood en wyn nie. So daar was baie duidelik 'n misverstand oor bloedoffers in die Bybel. En as 'n mens nou na die Ou Testament toe gaan, dan kom dit voor dat die Ou Testament geweldig bloeddorstig en gewelddadig was. Want kort lees 'n mens van bloed. Waarom moes diere as offers geslag word? Ek het tydens die Paasweek met die van u wat die geleenthede bygewoon het gedeel, dat hulle gesê het, in die Joodse geskiedenis is daar aangeteken, dat daar op Paasfees in Jerusalem tot 256.000 lammers geslag is. Dis aangeteken in die geskiedenis. Tot 256.000 lammers is op Paasfees in Jerusalem geslag. Ek het vir interessantheid 'n bietjie vir Google gaan navraag doen, om te sê, maar dit is dan vreeslik baie skape. Elke lam het ongeveer 60 milliliter bloed vir elke kilogram
liggaamsgewig. En as 'n lam ongeveer 40 kg weeg, beteken dit dat daardie lam besit ongeveer 2.4 liter bloed. 2.4 liter maal 256.000. Hoeveel strome van bloed moes daar gevloei het in en om die tempel? Verskriklik baie. Ek het nou nie die totale sommetjie gaan maak nie, jy kan dit gaan maak. Maar kan jy self indink hoe dit by die tempel moes gelyk het? Al die bloed van al daardie lammers wat geslag is op Paasfees om hulle bevryding uit Egipte te herdenk. Ek wil vanoggend met u gesels oor die belangrikheid en die implikasie en die betekenis van bloed in die Bybel. Ek weet, dit is 'n bloedige onderwerp, maar ek vra dat u asseblief mooi sal luister, want dit is vir ons belangrik. Die eerste baie belangrike ding wat elkeen van ons weet, is bloed is lewe. As jy seer kry in 'n ongeluk, of jy sny jou hand af, of jy verloor 'n been of iets, en daar's nie vinnig behandeling nie, mense wat kan help en die bloed kan keer, wat gaan gebeur? Jy gaan nie lank asemhaal nie, dan is jy dood. Bloed is belangrik vir lewe. Bloed dra die voedingsstowwe en suurstowwe na die verskillende dele van ons liggaam, sodat ons kan lewe. Bloed absorbeer die onsuiverhede in ons liggame en die gifstowwe en vat dit weg. En dan word dit deur van die organe gefiltreer en die onsuiverhede weggevat. So die gasse word in die longe weggevat en die lewer word bloed gesuiwer. En dan bloed, veral wit bloedselle, kan kieme en siektes beveg en dit uit jou liggaam verwyder sodat jy kan gesond word. Het jy al ooit gesien dat iemand 'n tatoeëermerk ontvang? Dan na 'n tydjie, dan raak dit dof en dan begin dit verdwyn. Hoekom? Want daai ink wat hier in jou vel ingepomp is, word deur die wit bloedselle beskou as vyandige goeders. En die wit bloedselle doen hulle bes om daai goed om dit te gaan en dit uit jou liggaam uit te filtreer. So die rol wat bloed speel is geweldig belangrik in die Bybel en natuurlik in ons lewe. En ek wil vanoggend fokus op die rol wat bloed in God se verlossingsplan speel. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe. In die Ou Testamentiese tyd was bloedoffers baie belangrik. Iets of iemand moes sterf vir die sonde en die oortredinge en die verkeerde dade van mense, om te betaal vir dit wat jy verkeerd gedoen het, want God is heilig, hy duld nie sonde nie. En as iets of iemand nie daarvoor betaal nie, dan sal jy self daarvoor moet betaal en sterf. Nou vandag lewe ons in 'n ander kultuur, in 'n ander tydperk. Ons sien nie graag bloed nie. Ons wil dit nie sien nie. Ons skreeu as ons dit sien. En die onderwerp van bloed kan vir party van ons onaangenaam wees. En dan verstaan ons nie altyd die belangrikheid van bloed en die rol wat dit in die Bybel vir ons speel nie. Ons sukkel om die Bybel mooi te verstaan en God se verlossingsplan, omdat ons soort van by bloed verbykyk. Ons sien nie hoe dat 'n dier geslag word, waar hy sy laaste stuiptrekkings gee, en hoeveel bloed daar is nie. Wie van u is 'n vegetariër? Steek gou hande op. Jy eet geen vleis of dieremateriaal nie. Geen niemand nie. Almal van ons eet vleis. Nou as ons in die slaghuis kom, dan is die vleis reeds mooi opgesny en mooi verpak en ons sien nie die bloed in die lewe wat daarmee gepaard gegaan het nie. En as ons ou vleisie braai, ons sien so uit daarna om 'n vleisie te braai, dis 'n hoogtepunt in die week as ons dit kan doen. Dan dink jy nou nie dit was 'n skaap of 'n bok of 'n bees of 'n wilsbok of wat ook al dit was nie, of dalk 'n hoender of 'n vis. Nee, ons eet dit altyd lekker.
En ons geniet dit. En ons dink nie dat daar 'n lewe vernietig is dat ek daardie voorreg het om daardie vleis te kan geniet nie. Wie van u het al gejag? Hande op. Dis 'n paar hande. Wie van u het alself diere geslag? Hande op. Die jagter sou dit gedoen het en 'n paar ander. Die van u wat nou nie self geslag het nie, wie was by en het gesien as 'n dier doodgemaak word en geslag word? 'n hele paar. Dis nie altyd mooi om te sien nie. Maar dit moet gedoen word want ons wil die vleis hê. Ons wil biltong maak. Ons wil lekker kan eet. Ons sien nie as vleis verwerk word nie. Ons gril as ons bloed sien. Maar ons besef daarom nog bloed is nodig om te kan lewe. As jy vleis eet, dink jy aan daardie dier wat sy lewe verloor het, dat ek lekker braaivleis kan eet, of lamsbout, of ou choppie? Nee, ons dink nie daaroor nie. As jy hartseer oor daardie dier wat doodgemaak is, dat ons kan lewe, dat ons dit kan geniet, meeste van ons dink nie daaroor nie. So omdat ons los staan van doodmaak en slagproses, raak dit vir ons al moeiliker om die Bybel mooi te verstaan. Waarom is bloed belangrik vir verlossing? Stel vir jou voor, ons is nou hier by mekaar, en ons sing 'n lied, waar ons met oorgawe sing, daar is krag in die bloed van die lam. En hier kom iemand in wat glad nie 'n Christen is nie, wat glad nie dikwels in 'n kerk kom nie, en wat nie mooi verstaan wat aangaan nie. En daardie persoon hoor iets soos dit. Sal jy kan glo, jy is waarlik vrygekoop. Daar's krag in sy naam, krag in sy naam, wonderbaarlik vry van die sonde en dood, deur die wonderbare krag van die lam. Daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die lam. Daar is krag, wonderbare krag in die kosbare bloed van die lam. Ek wil vir julle nog 'n lied speel. Net so 'n stukkie. Net so enkele vers van daardie lied, maar as 'n hele paar verse. Daar is baie liedere wat gaan oor die bloed van Jesus. So dink nou as hier 'n vreemdeling kom en hulle verstaan niks nie en hierdie mense sing so met groot vrolikheid 'n oorgawe oor bloed. Dit gaan vir hulle baie snaaks en baie vreemd wees. Ons het groot geword met gebede en versoeke waar mense bid, bedek my met die bloed, Here Jesus. Beskerm my met u bloed. Was my met u bloed. En dan wil 'n mens vra, maar wat is die betekenis van sulke versoeke? Wat is die betekenis van bloed? Waarom is bloed so belangrik in die Bybel en waarom speel dit so 'n groot rol? Ek wil vir u vra, wanneer
het die eerste bloedoffer plaasgevind waarvan ons in die Bybel lees. Die eerste dood of die eerste bloed wat verspil is. Wanneer het dit plaasgevind? Dink 'n bietjie. Ekskuus? Ek kan nie hoor nie. Ek het verwag iemand gaan dit antwoord, oom, maar nee, dit is nie heeltemal reg nie. Dit gaan verder terug. Heeltemal reg. Daar is iemand wat weet. Kom ons gaan terug na die begin van die Bybel. Die skepingsverhale. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons lees dit in Genesis. En die skepingsverhaal lees ons dat God alles goed gemaak het. Dit was wonderlik. Die aarde was goed en vir elke slag as God iets gemaak het, het hy gesê dit was goed. En dan kom hy by die skepping van die mens en die mens was volmaak. Van die mens word gesê dit was baie goed. Daar was geen sonde, daar was geen siekte, daar was geen dood gewees nie. En God het vir Adam en Eva aangestel as bestuurders oor die wêreld, oor die skepping. Adam het die taak gekry om na al die diere te kyk en vir elkeen 'n naam uit te dink. En die ganse skepping was in harmonie. Nou in hierdie volmaakte situasie het Adam en Eva direkte kontak met God gehad. Hulle het elke dag met God gesels, hulle het hom gesien. Maar hulle was direk in sy teenwoordigheid en hy het met hulle kom gesels. God het hulle kom opsoek van dag tot dag. En toe kom daar die ongelukkige dag, dat Satan vermom was 'n slang, na Eva kom en vir haar verlei om van 'n verbode vrug te eet. Ons weet nou nie of wat so 'n vrug dit was nie, of dit 'n appel of 'n peer of 'n granaat of 'n wat se ding is, ons weet glad nie. Maar hulle gee toe aan hierdie misleiding, hulle doen wat verkeerd is, en met hulle ongehoorsaamheid kom hulle in opstand teenoor God. Hulle het sonde gedoen. Die eerste sonde wat plaasvind. En dadelik wat gebeur is, hulle verhouding met God word aangetas, beskadig, vernietig. Onmiddellik is hulle perspektief op God, op lewe en op die wêreld anders as wat dit tot daardie oomblik was. En sonde, 'n gevoel van skaamheid kom oor hulle, en hulle gaan vlug weg, en hulle gaan kruip vir God weg. In Genesis 3 vers 7 lees ons, hulle albei se oë gaan toe oop, hulle besef dat hulle kaal is, toe werk hulle vyeblare aan mekaar, en hy hang dit om vir klere. En dit was nou 'n poging van Adam en Eva, om hulle skaamte oor hulle sonde weg te steek. Nou, as enige van julle 'n paar blare gaan sit en hier rondhardloop, hoe lank dink jy gaan daai blare bly sit? Dis nie baie effektiewe kleredrag nie. So God, as hy sien hulle nood en hulle verleentheid, dan kom hy en hy maak 'n plan om hulle te bedek. Dan lees ons Genesis 3 vers 21, daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle het dit aangetrek. Nou hoe kry jy 'n vel van 'n dier in die hande terwyl jy daai dier lewendig hou? Kan iemand vir my sê, is dit moontlik? Nee, daai dier sterf. God wat die skepping volmaak gemaak het, sonder sonde, sonder dood, moes self die stap neem om iets dood te maak, om die sonde van mense te bedek. God self bring die eerste offer. En ek dink nie dit was vir Adam en Eva aangenaam toe hulle sien hoe daardie dier geslag word, en die bloed wat vloei, en die vel wat afgetrek word, wat God dan nou voorberei, om hulle klere van te maak nie. Maar God self was die eerste, om iets van sy volmaakte skepping dood te maak, om die sonde van mense te bedek. Vandag is ons gewoond aan dood. Almal van ons gaan dood, gaan ons weet dit. Alles en almal gaan dood. Plante, diere, mense, niks lewe vir altyd nie. Ons is so gewoond aan die idee van dood, dat ons ongevoelig geraak het oor dood.
As daar 'n motorstoet van 'n begrafnis by jou verbyry en dit blok die verkeer, dink ons nou op die oomblik iemand is dood, ag, foei tog, ek is jammer vir hom. Here, ek wonder of daai persoon gered was. Of sê, ag, tog nie alweer nie, hier blok hulle die verkeer en ek is haastig. Ons het nie meer respek vir die dood nie. So die slag van diere, om velle in die hande te kry, was vir Adam en Eva 'n baie slegte situasie gewees. Hier was 'n dier wat asem gehaal het, vir wie God vir hulle gegee het om op te pas, vir wie hulle 'n naam moes gee, 'n lewe wat God geskep het, en nou is dit weg en daar lê 'n klomp bloed. Dood was vir hulle 'n totaal vreemde gedagte. Dit was aklig en ek dink hulle het seker gevoel om op te gooi. Maar die slegste van alles was die besef dis ek wat die oorsaak is dat daardie dier dood is gemaak is. Dis ek wat verkeerd gedoen het. Daarom is daardie dier doodgemaak. Hierdie dier het gesterf om hulle sonde en hulle skaamte te bedek. Die dier het in hulle plek gesterf. En hier gebruik ons 'n woord plaasvervangend. Die wêreld het met die sonde van Adam en Eva vir altyd verander. Slegter, ongelukkig nie beter nie. En ons kan reeds van die eerste dood begin agterkom, waarom bloed dan verder in die Bybel ook 'n belangrike rol speel. Want die bloed van 'n dier wat plaasvervangend vir my sterf is nie voldoende om my sonde nou en vir altyd weg te was nie. Wie van julle het nog nooit gesondig nie, hande op? Ek het 1 jaar in die militêre gevangenis. Dit was vir my snaaks. Toe kom 'n Jehovah ouetjie na my toe. En baie trots vertel hy vir my, Dominee, wil net vir jou sê, dis nou vandag presies 1 jaar wat ek niks gesondig het nie. Ek sê vir my, vriendjie, wat maak jy dan hier binne die detentiekaserne van die weermag, as jy niks verkeerd gedoen het nie? Nee, het eiwol gegaan. Ek sê, dis verkeerd, jy het reëls oortree. Dis sonde. Hy is baie geskok gewees, hy het dit nie besef nie. Maar ons wil so graag sonde miskyk en dink asof dit nie saak maak nie, asof dit nie belangrik is nie. Bloed is lewe. In Levitikus lees ons oor die belangrikheid van bloed. Elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat enige bloed eet, sal ek self straf. Ek sal hom van sy volksgenote afsny. Omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle lewens. Omdat bloed versoening bring, deur die lewe wat daarin is, beveel ek elke Israeliet en elke vreemdeling by julle, om geen bloed te eet nie. Kan jy sien, bloed bring versoening, maar daar moet bloed vloei. Daar word 'n lewe gegee, om versoening te kan bring. Elke Israeliet en elke vreemdeling by julle wat 'n rein wilde dier of voël slag, moet dit laat uitbloei en die bloed met grond toemaak. Omdat die bloed van enige dier sy lewe is, beveel ek julle Israeliete dat julle geen bloed mag eet nie. So God gebruik dan bloed vir plaasvervangende versoening. In Romeine 6 vers 23 lees ons, die loon van die sonde, of ander woorde, die straf vir sonde, of ander woorde, die gevolg van sonde, is die dood. Elkeen van ons gaan sterf omdat ons sondig is. Maar God wil nie vir jou met jou eerste sonde doodmaak nie. Hy wil jou nie met jou laaste sonde doodmaak nie. Hy gee vir ons 'n kans. Hy's genadig. En daarom het God plaasvervangende versoening toegelaat. En dit beteken of jy self gaan doodgaan en betaal vir die gevolge van jou sonde, of iemand anders gaan in jou plek sterf. Maar feit is, iemand gaan betaal vir sonde. God gaan nie maar net sê, ag goed, ek vergewe jou, dis verby. Nee, steeds
gaan iemand betaal vir daardie sonde. In Levitikus 17, omdat die lewe van 'n dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegee, om op die altaar versoening te doen vir julle lewens, plaasvervangend. Kom ons kyk na die offersisteem in die Ou Testament. Die Israeliete het opdrag gehad om gereeld offers te bring, want wie kan sê, die afgelope week het ek geen sonde gedoen nie? Niemand nie. Elke dag raak ons kwaad vir iemand, ons dink iets wat nie mooi is nie, ons sê iets wat nie mooi is nie, ek wip myself vir iemand anderste. Ons het dalk iets gevat wat nie myne is nie, onnadenkend. Jy het dit nie bedoel nie. Maar steeds omdat daar sonde is, moet vir elke sonde betaal word. En as ons nou lammetjie moet gaan slag, vir elke nuwe sonde wat ek gedoen het, dan weet ek nou nie hoeveel 1000 lammers sou ons as gemeente moet slag in 'n week om op te maak daarvoor nie. So die mense moes aanhoudend offers bring. En dit het 'n belangrike les vir die mense gebring, want daardie skapie of dier wat ek doodmaak, het ek nie maar sommer in die hande gekry nie. Dis iets van myself wat ek opoffer, een van my besittings, een van my bates, ek moes daai dier gekoop het. So ek staan iets van myself af as ek 'n dier offer. Wat leer ons uit die offersisteem? Sonde moet gestraf word. Dit leer ons van God se regverdigheid en sy geregtigheid. Dit wys ons dat God glad nie sonde kan oorsien nie. God onderskei nie soos ons graag wil tussen klein sondetjies en groot sondes nie. Sonde is sonde, klein of groot in ons oë, en die straf op sonde is die dood. Iemand moet die gevolge dra, omdat God die sonde van almal dieselfde behandel. Tweedens, sonde is ernstig en die gevolge is lelik. Mense moes hulle diere na die tempel toe bring om te kan offer in hulle plek. Met ander woorde, 'n onskuldige dier is doodgemaak sodat jy kan lewe, sodat jy bietjie beter kan voel. Dink 'n bietjie, dis aklig. Dis nie lekker om 'n dier dood te maak en te sien hoe dat hy sy laaste stuiptrekkings gee en hoe dat die bloed uitloop nie. Hoe sal jy voel as jy 'n troeteldiertjie het waarvoor jy baie baie lief is? En nou word gevra, gaan slag daardie diertjie. Want jy het iets verkeerd gedoen. Ons gaan nie lekker voel nie. En dit is 'n sterk aanmoediging vir ons om te sê, maar ek wil nie weer verkeerd doen nie. Ek wil nie hê dat diere of geliefdes hulle lewe moet verloor oor dinge wat ek doen wat verkeerd is nie. Dat sou jou 'n paar keer laat dink voordat jy doelbewus iets verkeerds gaan doen. Die diereoffers was 'n sigbare herinnering aan die aaklige gevolge van sonde. En natuurlik wys hierdie offer dan heen na die offer van Jesus Christus aan die kruis. Diere kon nie 'n langtermyn oplossing bring met die offers nie. Daarom is daar aanhoudend geoffer en weer, omdat ons anders sondig. Maar die Bybel sê vir ons dat die offer van Jesus is die volmaakte offer wat God vir ons kon bring. Die wet, ons lees die in Hebreërs 10. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. Die offer van 'n dier is eenvoudig nie voldoende om ons totaal vry te maak nie. Hierso in vers 4 lees ons, die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik sondes wegneem. Maar God het gevra, wys jou toewyding, staan iets van jouself af om jou ernstigheid en jou opregtheid te bewys. Wat leer ons? Geen dieroffer kan sonde heeltemal wegneem nie. En daarom kom God met die besluit, ek stuur my eie seun, my kosbaarste, om vir julle te sterf.
Dink daaraan die skepper van die heelal. Jesus is die een wat gemaak het. Gaan lees maar Johannes 1 en ander gedeeltes. Alles wat ontstaan het, wat bestaan, het deur hom ontstaan. Die skepper self moes sterf om vir ons sonde te betaal. Dis die enigste offer wat God die Vader aanvaar het. God stuur sy kosbaarste, sy enigste seun. En sonde is vir God so lelik, so kragtig, dat die skepper uiteindelik self die prys daarvoor betaal, om vir eens en vir altyd vir ons sonde te betaal. Sy dood was skandelik en aklig. Die Bybel sê iemand wat aan 'n kruishout opgehang is vervloek. Hy het vir ons sonde 'n vloek geword. Hy het in ons plek gesterf. En daarom sê Jesus met sy koms na die wêreld, Hebreërs 10, dis nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u vir my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Is nog steeds Hebreërs 10, omdat God dit so wou, het hy ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as 'n offer gebring het, eens en vir altyd. Daar is nie verdere offers nodig nie. Hebreërs 10 vers 10. Nou lees ons in die Ou Testament, Jesaja 53, en is honderde jare voor Jesus se kruisiging voorspel. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei is, soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. Wie van die mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n graf by die goddeloses gekry. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verprysel, om hom die pyn te laat ly. Die Bybel sê vir ons, Jesus se bloed is die begin van 'n nuwe verbond. Nou is offers nie meer nodig nie. Dis hoekom ons nie meer offers bring nie. In terme van skape en beeste en bokke en so aan. Jesus sê, dit is my bloed, en hy verwys na die wyn wat hulle drink met nagmaal. Die bloed wat deur die verbond beseël word, wat vir baie mense vergiet word. Hebreërs 13. God wat vrede gee het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil van nou af kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Met ander woorde, mag ons begin lewe soos God van ons vra van nou af. Paulus skryf aan Titus oor Jesus. Hy het homself vir ons as 'n offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons van nou af sy volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Mense wat ywerig is om van nou af binne die wil van die Here te lewe. Nou kan mense 'n vraagie vra wat Hebreërs ook vir ons antwoord. Goed, ek is verlos en ek is steeds 'n sondaar en ek doen van tyd tot tyd verkeerd. Kan ek maar aanhou sondig omdat God genadig is? Daar's mense wat sê, ja, jy kan maar. Jy kan lewe soos jy wil, want God is genadig, hy gaan eendag vergewe. Wat skryf die briefskrywer van Hebreërs? Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang, en deel gekry het aan die Heilige Gees,
die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het. Met ander woorde, al die eienskappe van iemand wat verlos is. En dan nogtans afvallig geword het, weens sonde teruggeval het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dis soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir die wat dit bewerk, word dit deur God geseën. Maar as dit doringstruike en dussels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur. Die vuur verwys na die hel. Kyk gou weer na die vorige vers. Daai onderste een. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God, maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting as hulle aanhou met sondig. Die uiteinde daarvan is die vuur. Kan ons maar aanhou sondig? Kan ons maar 'n jolly lewe gaan lewe en dink God gaan genadig wees en hy gaan tevrede wees en ek lewe nes ek wil? Ek is baas van my eie lewe. Ek hoef teenoor niks en niemand rekenskap te gee nie. Nee, ons kan nie. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goed te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. As ons sonde bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sonde en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Psalm 78, God is genadig, hy vergewe sonde. Romeine 4 vers 7, geseënd is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. As jy jou sonde bely, dan vir die Here sê, Here, ek is ernstig, ek wil breek met dit wat verkeerd en sleg en negatief is in my lewe, help vir my, wees my genadig, dan word ek vergewe. Ek wil kom na 'n punt toe om af te sluit. God het in die Ou Testament vir die Israeliete die opdrag gegee om offers te bring. Maar luister ek nou na Hebreërs 9, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. Sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis plaas nie. Ons saglik belangrik, sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergifnis plaas nie, geen vergewing. Iemand betaal. Caiaphas het kort voor Jesus se kruisiging gesê, dis tot julle voordeel, dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie. En dan maak Johannes die opmerking, hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Jesus het aan die kruis gesterf, om ons eens en vir altyd vry te maak. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan hout opgehang is. En nou geweldig belangrik, 1 Petrus 1 vers 19. Julle, elkeen wat jou sonde voor God erken het, dit bely het, daarmee gepreek het, is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. God se finale en beste oplossing vir die probleem wat hy kon gee, die lewe van sy eie seun Jesus Christus. En ons sien dat hier dieselfde gedagte selfs in Openbaring herhaal word. Toe sing hulle 'n nuwe lied en dit is daar voor die troon in die hemel. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met die bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Hy het vir my losgekoop, hy het vir jou losgekoop. So God se genade is baie groot oor ons. En as Paulus met die mense in Korintiërs praat, dan noem hy eers 'n lys sondes, en dan sê hy, so was party van julle ook, ons het in sonde gelewe, lekker en dit geniet, en nie omgegee oor daar God is nie, maar dan sê hy, maar julle het julle sondes laat afwas.
Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God. Dit is ons identiteit as Christene. Mense wat skoon gewas is met die bloed van Jesus, mense wat geheilig is, mense wat vrygespreek is, wat in die naam van Jesus Christus as God se kinders aangeneem is. Ek wil afsluit. Ons het 'n nuwe lewe ontvang, vry van sonde. Sê vir die Here dankie. Volgende keer as jy weer 'n lied sing oor die bloed van Jesus, besef dat hy nie maar net sy vinger gesny het en 'n paar druppels bloed gemors het nie. Hy het hom leeg gebloei aan 'n kruis vir jou. Moenie ooit die bloed van Jesus, die offer wat ter wille van jou gebring is, geringskat nie. Net soos wat diereoffers mense moes motiveer om 'n beter lewe te lewe, moet Jesus se offer ons aanspoor om voluit vir hom te lewe. Want hy het in volle vir jou sonde betaal. Moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar nie. En as jy ooit weer in jou lewe kom op 'n punt waar jy morbied voel en negatief en depressief en neerslagtig, moenie dink, ag wat ek is niks werd nie. My lewe is nie veel werd nie. Niemand gee vir my om nie. Gaan meet jou lewe aan God se liefde vir jou. Meet jou lewe aan die waarde van Jesus Christus se offer vir jou. Niemand het groter liefde as dit, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê nie. En in Jesus en deur hom kan jy van hierdie oomblik af 'n lewe van oorwinning lewe. Mag hy vir jou seën, mag hy vir jou in staat stel om voluit vir hom te lewe, met dankbaarheid. Amen. Ek gaan vir u 'n oomblik gee vir stil gebed, om dankie te sê vir die offer van Jesus.